Hartlik welkom in jou vanoggend by hierdie geleentheid. Ons het so 'n paar weke terug 'n vraelys in die gemeente laat invul waarin jy jou persoonlike ervarings van ons gemeente kon deel. Dit wil vir ons voorkom asof almal nie die vraelys se uitslag of resultate ontvang het nie, en daarom het ons dit goed gedink om dit volgende week weer vir julle op die WhatsApp groep uit te stuur. So wanneer jy dit ontvang, volgende week kan jy doodeenvoudig klik op die WhatsApp boodskap waar dit uitgestuur is, en dan sal dit oopmaak, en dan kan jy rustig na die resultate gaan kyk. Ek wil baie graag vanoggend 'n aangrypende verhaal met jou deel, die dood van Lazarus en sy opwekking uit die dood uit. Kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend vir U te kan aanbid as die ware wingerdstok, as die lig vir die wêreld, as die goeie herder, as die deur, die ingang na die hemel, ook as die weg, die waarheid en die lewe. En ons aanbid vir U as die opstanding en die lewe. Wat 'n wonderlike voorreg om so 'n Here te kan ken en te kan dien. Amen. Ek wil hierdie aangrypende verhaal rustig saam met jou lees. Ek dink net hier is soveel raakpunte in ons eie lewe en ek wil net inleidend 'n paar opmerkings maak. U ken die Engelse uitdrukking by hindsight. Dit beteken doodeenvoudig dat daar sekere tye in ons lewe is, dat wanneer ons onsself binne in daardie spesifieke moment ervaar en vasgevang voel, dan dink ons alles loop verkeerd. Maar wanneer ons na 'n ruk of selfs 'n paar jaar terugkyk na daardie moment, dan besef ons baie duidelik, die Here was ook in daardie moment betrokke en hy het ook dit vir sy kinders ten goeie laat meewerk. En so is dit in ons geloofslewe. Ek en jy voel partykeer vasgevang in ons geloofslewe, asof ons nooit uit hierdie spesifieke situasie gaan uitkom nie. En het ons dikwels dieselfde Martha ervaring soos wat ons van lees in die verhaal van Lazarus in Johannes 11, waar Martha as ook Maria, toe Lazarus dood is, uitgeroep het, toe Jesus daar kom, as U maar net hier was, dan sou ons broer nie gesterf het nie. As Here, dan sou dit nie gebeur het nie. En wat vir my baie mooi is in die Johannes Evangelie, is dat Johannes gebruik derentyd 'n tegniek, wat hy vir ons laat terugkyk na baie spesifieke situasies, by hindsight. En dan bring hy vir ons 'n nuwe perspektief deur, omdat die Here daardie spesifieke situasie gebruik het, om God se naam te verheerlik. En die verhaal van Lazarus speel af in Johannes 11 as die 7de wonderwerk, wat heen gewys het na die kruisiging van die Here Jesus Christus, en waarin hy vir ons almal 'n uitnodiging rig om na hom toe te kom wanneer ons dors het en wanneer ons honger het, want hy nooi ons uit om in hom as die seun van God te glo, en dan sal ons fisies en geestelik vervullend kan lewe. Ek gaan net rustig saam met jou lees van vers 1 af. Die eerste gedeelte gaan oor Lazarus wat skielik siek geword het. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Martha en Maria as susters gewoon het. Nou moet ons onthou dat iemand het geskryf dat dit was Jesus se geliefkoeste plek op aarde, was Betanië.
want daar het hy 3 kosbare vriende gehad, en altyd as hy op pad was Jerusalem toe, of teruggedraai het van Jerusalem af, het hy by Martha en Maria en hulle broer Lazarus oorgebly. So hy was verskriklik lief vir hulle. Nou sê vers 2, Maria was ook die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Omdat hulle bekommerd was, het die susters iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is baie siek. Nou, Betanië was so plus minus 3 kilometer van Jerusalem af. En Jesus en sy disippels was nou so 2 dae te voet se dagreis weg van Betanië af. En hy en sy disippels het letterlik uit Betanië uitgevlug omdat die Jode vir Jesus wou doodmaak. En nou trek hulle laar op 'n plek buitekant, 2 dae weg van Betanië af. En vers 4 sê, toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Wat 'n pragtige woorde, dat die Here Jesus geweet het, dat ook Lazarus se dood gaan ten goeie meewerk. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Is dit nie pragtige woorde nie? En dan kom ons by die tweede gedeelte, vers 5b tot en met vers 10, wat vir ons eintlik 'n interessante optrede van Jesus gee as hy hierdie boodskap ontvang, dat Lazarus baie siek is, een van sy beste vriende. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. En nou moet ons besef dat Jesus en sy disippels het 'n geweldige risiko geneem om terug te draai Judea toe, want 2 dae van tevore wou die Jode vir Jesus doodmaak. En nou gaan hulle terug na dieselfde plek toe waar hulle geweldige teenkanting ontvang het. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig, en gaan u weer daarheen? En dan antwoord Jesus vir hulle, hy haal aan uit Johannes 9, vers 4 en 5. Is daar nie 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Wat antwoord Jesus vir sy disippels as hulle bang is om terug te gaan Judea toe? Met reg. Dan antwoord Jesus vir hulle, wat is vir julle die belangrikste prioriteit? My en julle eie veiligheid? Of die roeping waarmee my hemelse Vader vir my en vir julle terugstuur na daardie huis toe, waar daar nou 'n krisis is, om ons roeping te gaan uitleef. Die dag het net 12 ure, en terwyl ons die voorreg het om 'n verskil in iemand se lewe te kan maak, is dit die heel belangrikste prioriteit, sodat die Vader se naam daardeur verheerlik kan word. Dan vanaf vers 11 sien ons hoe die disippels voortdurend misverstand ervaar. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Met ander woorde, hierso openbaar Jesus aan hulle, dat hy
hierdie slegte geleentheid waarmee mense te maak het, gaan gebruik om die Here se naam te verheerlik, maar ook om homself as die seun van God aan die disippels te openbaar. Maar kom ons gaan na hom toe en hoor nou wat sê Thomas. Thomas wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Want hulle gaan ons mos nou doodmaak, hulle wou dit dan 2 dae terug gedoen het. Nou wat baie interessant is, in die volgende gedeelte, dan kyk ons 'n bietjie na wat nou hier staan vanaf vers 17 tot 24, en hierso hoor Jesus nou dat Lazarus intussen tyd dood is. Toe Jesus daar kom, het hy gevind, Lazarus is al 4 dae dood. Hoekom 4 dae? Want Jesus het 2 dae getalm om terug te draai Betanië toe nadat hy die boodskap ontvang het dat sy vriend siek is, maar verder vat dit ook 2 dae se dagreis te voet terug na Betanië toe. Dit is hoekom dit 4 dae is. En verder wil Johannes, wat die evangelie skryf, 'n baie belangrike punt maak. In die antieke tyd het die mense geglo, as iemand 3 dae dood is, dan kan hy nog uit die doodheid opgewek word. Maar as hy 4 dae dood is hy so dood, dat niemand hom meer uit die doodheid kan opwek nie. Om vir ons iets te beskryf van die wonder wat gaan gebeur. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe met groot teleurstelling vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Dis eintlik baie mooi wat sy doen. Sy gaan vir Jesus tegemoet langs die pad. Hoekom? Want sy soek 'n privaat geleentheid saam met Jesus. Daar's nou 'n klomp Jode wat uit Jerusalem hierdie gesin kom troos het. En sy is nie nou lus vir hierdie klomp mense nie. Sy soek rustigheid en tyd saam met die Here Jesus alleen. Dit is waaraan sy nou 'n behoefte het. En dan in daai privaat oomblik kommunikeer sy so eerlik haar teleurstelling teenoor Jesus, wat sy vir hom sê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou, en dan bely sy haar geloof, selfs nou weet ek dat God U alles gee wat U van hom vra. Maar Martha sê vir hom, Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die doodheid opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die doodheid opstaan. En dan kom Jesus met sy kragtige volgende ek is uitspraak, as hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy vir haar, glo jy dit? En kyk net na haar pragtige geloofsbelydenis. Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. 'n baie sterk geloofsbelydenis dat Jesus werklik die Seun van God is. Wat sê Jesus met hierdie ek is uitspraak? Ek is die opstanding en die lewe. En elkeen wat in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Hiermee sê hy dat hy totale mag oor ons laaste vyand, oor die dood het. En kom sê hy dat hy gee nie net lewe vir die huidige hier en nou, wat ek en jy ervaar nie, maar hy gee ook ewige lewe, wanneer ons vertroue in hom as die Seun van God plaas. En dit is my so kosbaar. En dan vanaf vers 28 tot vers 32, dan lees ons dat toe Jesus hierdie hoop vir Martha gee, toe wil sy dit gaan deel met Maria, wat nie saam met haar na Jesus toe gehardloop het nie.
En daarom sê sy, nadat sy dit gesê het, haar geloof bely het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier, hy roep jou. Is dit nie wonderlik van Jesus se omgee nie, dat hy ook vir Maria, vir wie hy so lief was, wou troos. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Dieselfde woorde as wat Martha geuiter het. Maar sy het voor Jesus gekniel, as 'n simbool van eer betoon. En dan kom ons by die klimaks van hierdie gedeelte, die hoogtepunt van hierdie gedeelte, wanneer vanaf vers 33 die groot wonderwerk in hierdie verhaal plaasvind. Ek lees dit saam met jou. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hebreërs 4 sê vir ons pragtig, omdat ons 'n hoëpriester het, wat in alle opsigte soos ons aan versoekings en slegte dinge onderworpe was, kan hy regtig vir my en vir jou help en intree, wanneer ek en jy by hindsight deur moeilike tye gaan. Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy vir Lazarus gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Elke keer in hierdie verhaal, ek gaan dit nou vir julle weer uitwys, gee Jesus vir hulle hoop. En hoe spel 'n mens hoop? Met een woordjie, Jesus. Daar is geen hoop buite Jesus nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, net voor ek aangaan, hierdie gedeelte, hierdie paar verse wat ek nou gelees het, is vir my aangrypend en weerspieël vir ons iets van Jesus se hart vir mense. Hy het geweet, hy het die mag oor lewe en dood. Hy het geweet, hy gaan nou vir Lazarus uit die dood opwek. Maar hy is innig jammer, saam met die mense, wat hierdie krisis van die dood van 'n geliefde beleef. En so is die Here Jesus, voel hy ook oor my en jou, wanneer ons by hindsight in krisisse verkeer, waar ons ook soos Martha en Maria sê, as U net hier was, sou dit nie so verloop het nie. En nou sê Jesus, daar in vers 39, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ryk al, hy is al 4 dae dood. Na 3 dae kan hy nie opgewek word nie. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Vir die tweede keer herhaal Jesus die doel van ons slegte tye in ons lewe, sodat God daardeur verheerlik kan word. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle het toe die klip weggerol, het opgekyk boontoe en Jesus het gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom my staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los dat hy kan huis toe gaan.
En weer gee Jesus hoop. Vers 45, baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom. Ek sluit af, hier's 'n paar dinge wat vir my absoluut uitstaan in hierdie klimaks verhaal van die 7 wonderverhale in Johannes 1 tot 12. En wat vir my uitstaan is, Jesus gee 4 keer in hierdie verhaal, gee hy hoop vir 'n familie wat baie gebroken is oor die dood van 'n geliefde. Die eerste keer doen hy dit in vers 4 as hy sê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Die tweede keer gee hy hoop in vers 25 as hy sy ek is uitspraak doen en vir Martha sê, Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy. Die derde keer gee hy vir hierdie familie hoop as hy saam met hulle trane stort binne in hulle situasie. Die vierde keer gee hy vir hulle hoop wanneer hy vir Lazarus letterlik na 4 dae opwek uit die dood uit. Wat vir my in 11 vers 45 baie mooi is. Baie van die Jode het tot geloof gekom in die Here Jesus. Nou moet ons verstaan hoeveel keer die woordjie glo in hierdie verhaal voorkom. Ek gaan dit gou vinnig vir julle uitwys. Die woordjie glo kom vir die eerste keer voor in vers 15. As Jesus sê, om julle ontwil vir sy disippels is ek bly dat ek nie daar was, sodat julle in my kan glo. Dan sien ons dit weer in vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nie net vir hierdie lewe voluit leef nie, maar ook vir die ewige lewe. Dan vers 27, as Martha haar belydenis doen, ja Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die seun van God is, die een wat na hierdie wêreld toe moes kom om vir ons die ewige lewe te gee. En dan lees ons dit weer in vers 44, as Jesus vir Lazarus uit die dood uit opwek, dan sê hy, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Met ander woorde, die kern van hierdie verhaal is 'n uitnodiging van geloof aan elkeen van ons, dat ons redding lê alleen in die Seun van God, die Here Jesus Christus. Hoeveel keer het ek en jy al 'n Martha moment in ons eie lewe ervaar? En by hindsight, as ons terugkyk, dan besef ons, op daardie stadium het ons ook soos Martha en Maria gesê, Here, as U net hier was, dan het dit nie gebeur nie. Maar by hindsight sal ons erken dat die Here altyd daar was, volgens sy belofte in Psalm 23. En dan die doel van hierdie hele verhaal op die ou end, naas om vir my en vir jou uit te nooi, om te glo in ons verlosser, is die hele doel van die verhaal, dat God daardeur verheerlik sal word. Dus, wanneer ek en jy weer in 'n baie moeilike situasie verkeer, dink daaraan, dat die Here God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet, en ek wil afsluit met 'n beeld. As ek vir jou 'n blombol wys, dan lyk daardie blombol mors dood. Maar wanneer jy dit in die grond gaan plant, dan kom daar 'n pragtige tulp uit daardie blombol uit na vore. Dikwels wanneer ek en jy in 'n vasgevangde situasie verkeer, dan lyk alles vir ons mors dood en ervaar ons selfs nie die Here se teenwoordigheid nie. Maar by hindsight, as ons terugkyk, dan sien ons hoe dat die Here God ingegryp het en dat hy dit gebruik het om ons karakter te vorm, sodat ons nog meer gelykvormig kan word aan die beeld van Jesus.
Amen.